Goeiedag. En vandag is dit Johannes 20. En daar kyk ons na die leë graf van Jesus, né? Maar net 'n kort inleiding. Dis Sondagoggend en alles voel verby. Ja, Jesus is gekruisig. Die graf is verseël. Alle hoop is begrawe. En Jesus se vriende treur agter geslote deure en vensters. Dis waar Johannes 20 begin. In die verwarring en gehardloop, met 'n leë ruimte waar 'n liggaam behoort te wees, maar die graf is leeg. Niemand in hierdie storie weet nog hoe dit eindig nie. Hulle verwag nie 'n wonderwerk nie. Hulle probeer net sin maak van 'n leë ruimte waar 'n liggaam behoort te wees. 'n Liggaam wat daar neergelê is, wat in doeke toegedraai was, wat hulle self gedoen het saam met Maria. Ek glo hulle het nog aan skok gelei met alles wat die laaste dag of 2 gebeur het, want hulle staan agter geslote deure en vensters, want hulle was bang. Hulle het vir hulle lewens gevrees. Kom ons tree in daardie kamer waar die disippels staan, binne, waar hulle met koppe onderste bo staan, en nie weet wat op hulle wag nie. So kom ons lees nou eers Johannes 20. Vers 1, die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as ook Petrus gehardloop en hy het eers by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. En toe verskyn Jesus aan Maria Magdalena. Vers 11, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en die een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie nou vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Johannes 20 vers 17 is 'n bietjie moeilik om te verstaan, so kom ons kyk net 'n oomblik daarna. Jesus het gesê, moenie my vashou nie, ek was nog nie by die Vader nie. En die Griekse woord hierso is hapto, wat impliseer, hou op vasklou, of moenie aanhou vasklou nie. Dis wat Jesus vir haar gesê het.
Maria het hom waarskynlik gegryp in vreugde, in skok of vrees dat hy weer sou verdwyn. Maar Jesus berisp haar nie. Hy sê vir haar dat die verhouding verander. Hy sal nie fisies op aarde bly soos voorheen nie, want hy moet na die Vader opvaar en sy het 'n werk om te doen. Sommige vertalings het gesê, raak my nie aan nie, wat dit laat klink het asof Jesus onaantastbaar was. Dis 'n verkeerde vertaling. Hy het Thomas later in Johannes 20 vers 27 toegelaat om aan sy wonde te raak. Die punt is, moenie aan my vasklou asof ek gaan bly nie. En dan nog iets, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Ja, Jesus is opgewek, maar sy werk was nog nie klaar nie. Hy sou 40 dae lank aan die disippels verskyn en dan na die hemel opvaar, soos ons lees in Handelinge 1 vers 3 en vers 9. Hy sê vir Maria, dit is nie die finale permanente terugkeer nie, Maria. Iets groters is op pad. Maar weet julle wat is vir my so wonderlik? Dis baie, baie groot. Maria word die eerste persoon wat opdrag kry om die opstanding te verkondig. Die disippels kruip weg in vrees. Hulle is toegesluit agter geslote deure en geslote vensters. Maar Jesus noem hulle my broers. En hy stuur 'n vrou om hulle te vertel. In daardie kultuur is vroue nie as betroubare getuies in die hof beskou nie. Maar tog kies Jesus Maria as die eerste apostel, een wat gestuur is. Daarom word sy die apostel van die apostels genoem. En dan kyk ons hom nog uit 'n ander hoek uit. Ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Jesus herdefinieer hulle verhouding. Deur sy dood en opstanding word sy Vader nou hulle Vader en ons Vader. Sy God word hulle God en ons God, wat Jesus aangeneem het. Hy bring die mensdom in die familie van God in. Hy gaan nie net terug hemel toe nie. Hy maak die weg oop vir hulle om te behoort. Jesus is nie meer net 'n rabbi wat rondloop in Galilea nie. Nee, daar het 'n verhoudingsverandering gekom. Na sy opstanding is hy die Here wat deur die Gees by alle gelowiges sal wees. En Jesus se missie is presies dieselfde as ons missie. Moenie net aan 'n persoonlike ervaring van Jesus vasklou nie. Gaan vertel dit aan ander. Geloof beweeg na buite. En dan moet ons net weet ons is in 'n nuwe familie nadat Jesus gekom het. My Vader en julle Vader, as gevolg van Jesus word ons aangeneem in God se familie, dieselfde Vader, dieselfde toegang. En die slotsom is dit. Johannes 20 vers 17 is die oomblik wanneer die opstanding van 'n private hereniging na 'n openbare sending verskuif. Jesus sê saggies vir Maria, jy kan my nie hier hou nie, Maria. Ek gaan na die Vader toe. Maar nou is hy ook jou Vader. Gaan vertel dit vir die ander disippels. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En na dit dan lees ons nou verskyn Jesus aan sy disippels, in vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was. Omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien
en my vinger in die merke van die spyker steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. Ja, en dan lees ons van Jesus en die ongelowige Thomas, vers 26. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig, Thomas. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Tot sover vandag. En dan net 'n naskrifgedagtetjie wat ons wil los. Wat het ons nou net gelees en gesien? Johannes 20 neem ons van twyfel na geloof, van vrees na vrede, en van 'n leë graf na 'n lewende ontmoeting met die Here Jesus Christus. Die disippels het hom nie dadelik herken nie, maar toe hy hulle name roep en sy wonde wys, het alles verander. Die vraag vir ons vandag is nie of die graf leeg was nie. Dis of ons hom vandag herken, waar hy in ons eie lewens verskyn. Dink 'n oomblik, dink stilweg oor hierdie gedagte. Waar in my lewe staan ek by 'n leë graf? Waar? En watter situasie in my eie lewe lyk dalk vir my finaal? Dit lyk dood of hopeloos verlore. Ja, soos ons gelees het, soos die pyn wat Maria daardie dag ervaar het. Watter pyn of verwarring keer dat ek Jesus in ondraaglike situasies kan raak sien. Wat moet ek neerlê, sodat ek Jesus se stem kan hoor, wanneer hy my naam roep? En wat van die ongelowige Thomas, wat ons nou net oor gelees het? Op watter area sê ek sal eers glo as ek dit sien? Waar vra Jesus my om hom te vertrou sonder enige bewyse? Of dink iemand dalk Jesus sê, vrede vir julle, net om ons weg te stuur en dan uit om op ons eie deur die lewe voort te ploeter en te sukkel? Watter vrees hou my toe agter geslote deure binne in my eie geestelike 4 mure tronk wat ek self gebou het? Jesus wil daardie mure vandag vir jou afbreek, as jy daartoe instem. Ja, dink nog 'n oomblik, Nou wie toe stuur Jesus my hierdie week met sy evangelie van vrede boodskap? Jesus het sy wonde gewys as 'n bewys van liefde en nie skaamte nie. Watter pyn, wonde, lyding, swaar kry of verwerping in my lewe kan Jesus gebruik om ander hoop te gee waar God alreeds werk? 'n Kort gebed wat ons saam bid. Here, help my en ander om U te herken. Al lyk ons omstandighede nie soos 'n opstandingsverhaal nie, Here. Ons bid vir wysheid. Ons bid vir moed en durf om U werk voort te sit en U evangelie boodskap uit te dra, sodat U daardeur verheerlik kan word. Amen.